Here, daar is niemand. Daar is niemand soos U nie. U alleen is heilig. U naam is die naam bo elke naam. Here, vanaand kom bid ek dat U ons sal leer om in U gesag en autoriteit en heerskappy te staan. U gesag, U heerskappy, U autoriteit, Here. Wanneer ons bid, wil ons in dit staan. Ons wil afhanklik wees net van U. Word verheerlik vanaand, Here. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Amen. Asai, great. Sy, goeienaand almal. So vanaand gaan ons gesels oor gebed in autoriteit. Gebed in autoriteit en hoe om in autoriteit te staan wanneer jy bid. Wie se autoriteit staan jy in? Wel, Christus Jesus. Jesus Christus, nie soos jy dit wil sê. Nou baie interessant, jare terug toe ek begin demone uitdryf het en onthou ek hoe een van die ouens wat 'n groot invloed op my lewe gehad het, het my eendag geleer. Sy vir my, as jy voor 'n demoon staan, jy staan nie in gesag en autoriteit nie, gaan hy nie vir jou luister nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het letterlik van gesê, staan voor hom, vat gesag en autoriteit, spreek hom aan, weet wie jy in Christus Jesus is, en moenie sy nonsens vat nie. Okay. So tot vandag toe nog, en der duisende demone later, letterlik, wel meer, halleluja. Wanneer ek voor 'n demoon staan, is ek soos, ek het geen idee wie voor jou staan nie. Christus in my. Jesus wat alles onderhou. Die naam bo elke naam. En wanneer ek met jou praat, in gehoorsaamheid aan hom, my vriend, moet jy weet, jou pak slaas daar. Jy sal een ding hoor en dis om te gaan, jy sal jou plek ken, so 'n klein hondjie sal jou stert tussen jou bene trek en jy sal ran. Okay? Geen vrees nie, want Christus is in my. Vanaand wil ek dit vir jou leer, want sodra jy daai kan begin besef, sodra jy in autoriteit kan begin staan, siekte werk dieselfde, deurbraak werk dieselfde. Vanaand sal 'n paar goed wat jy net moet snap, en ek wil graag hard werk om dit reg te kry by jou. Dat wanneer jy praat met hemel en aarde soos, wow, hierdie is nou 'n seun van die lewende God wat namens die lewende God praat. Okay, ek gaan vir jou wys hoe om dit te doen, en dan gaan ons op mekaar oefen, amen. En as daar niks gebeur wanneer jy bid vanaand nie, dan gaan jy bly vir ekstra klasse en die res kan huis toe gaan. Daai klink soos the story of my life toe ek op skool. Jy bly agter vir ekstra klasse. Jy moes net weer rappie gespeel het hierdie naweek, ek check, so grappie. Okay, as jy reg al voor. Jesus. Okay, gebed en autoriteit, gebed en autoriteit, gebed en autoriteit. So vanaand praat ons daaroor, en ek wil graag hê dat jy na die aand half net sal dink oor hoe jy vir mense bid, en hoe jy dalk anders vir mense moet bid, nê. Blaai van eers saam Johannes 15 toe. Nie op die bord wees nie. Nie span se skuld, nie is my skuld. Johannes 15 vanaf vers 5. Okay, eerste wil ek hê moet besef, Johannes 15 vanaf vers 5 is dat, wanneer ons bid is daar 'n totale afhanklikheid teenoor die Here. Kom ek sê dit nou vir jou, maak saak wat jy bid nie, maak saak hoeveel skrif jy bid nie. Dit gaan niks beteken as dit nie is wat die Here wil doen nie. So jy sê dit help nie altyd om skrif te bid nie, nee, dit doen nie.
Jy kan hoeveel keer sê, Here, ek is die kop en nie die stert nie en ek verwag dat U vir my oorwinning gee. Maar as die Here wil hê jy moet repent in die situasie want jy het dit gemis, gaan daar nie deurbraak kom nie. Verstaan wat ek sê? Alle gebed is in totale afhanklikheid van die leiding van Jesus Christus. Ek dink jy dit kan verstaan. So ek bid nie vir mense nie, ek onderskei en ek bid. En as mense vir my sê, pastoor, sal jy dit en dit vir my bid? Dan sê ek, ja, kom maar, bid ek iets heeltemal anders nou. Ek bid vir die Here vir my sê om te bid en wanneer ek bid vir die Here vir my sê om te bid, wat ek voel hy vir my sê om te bid, manifesteer die koninkryk van God. So maak daai eerste een vas en waar kry ons dit? In Johannes 15:5 en onthou ons gaan oor om te bid in autoriteit, nê? 5, kom ons gaan sien toe. Hy sê ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle sonder afhanklikheid aan my. Nou hier is weer eens die gevaar. Jy kan hoeveel keer vir my sê, JC, o Here, ek kan niks doen sonder U nie. Ek is niks sonder U nie. Ek is U is my alles, Here. Wat beteken ek is afhanklik? Ons dink graag oor. Dis Here, ek staan voor 'n situasie, Heilige Gees, lei my nou in hoe hierdie moet uitspeel. Dis afhanklik. Nie, nee. Daar is nie afhanklik nie. Daar is net jy wat goed quote. Hallo? En ek pak klein nie met jou nie, dalk is dit hoe jy nog net jou hele lewe geleer is, verstaan? Eers as ek net daai stukkie quote en daai uit die Bybel uit en daai uit die Bybel uit. My vriend, as die Here nie nou sê die see gaan oop nie, maak saak hoeveel keer jy lees van Moses die see oopgekloof het nie, niks gaan gebeur nie, want die Here gaan nie nou die see oopmaak nie, want hy wil nie nou nie. Kom ons verbeel onsself net dat jy nie die Here is nie. En dan gaan ek vir jou sê jy is nie. Baie van ons is dalk God van ons eie wêreld, maar dis kom dit nie werk nie. Daar's niks wat my irriteer soos iemand wat al hierdie versies aflees nie. Here. Maar ons iets van net, Here, ek weet U hoor my, wat doen ons? Nie bid nie, wat? Lei my nou Heilige Gees in wat ek moet sê, wat ek moet bid, wat ek moet doen. En skielik wanneer jy net uit 'n plek uit van totale afhanklikheid, ek is die wat? Is die wynstok, jy is die raaiand. Jy kan niks doen sonder hom nie. Hy is die voedingsbron en sodra jy uit daai plek uit beweeg, skielik begin nog goed gebeur. Bang, bang, bang. Vriende, al staan ek voor 'n demoon, het ek nie 'n rympie nie. Ek het kerringbeginsels. Ja, maar ek sê Here, wat doen ek? En wanneer ek voel en beleef dat hy my 'n belewenis in my hart gee en ek staan in dit, staan ek in wat? Totale gesag, autoriteit van wie hy is. Hy is moenie 'n fout maak nie, nê? Daar is nie 'n demoon wat voor hom kan staan nie. In die laaste 25 jaar wat ek demone uitdryf, was daar nie een wat vir my gesê het, wie's jy? Ek sê ek geen oor wie ek is nie, gaan oor wie jy het my gestuur het, so jy is in die moeilikheid sou. Ons geen demoon, geen heks, geen sangoma, geen satanis, geen hoëpriester wat voor my al gestaan het en my kon uitsort nie. Want ek staan nie in Jason, ek staan in. Ek onthou 1 jaar bid ek vir 'n persoon. Persoon sê vir my, in die gebed, terwyl ek bevryding doen op hulle, sê hulle, jy moet ophou bid. Ek sê, hoekom? Hy sê nee, daai heks het nou opgedaag. So blykbaar 'n liewe heksie wat hier iewers staan. En sy as haar vinger na jy toe uitsteek, jy dood. Ek sê, okay. In Jesus naam, weg is jy. Hoep. Weg is die heks. Die ou soos, wie's jy? Wie ek is nie. Dis wie in my is. Hoe doen ek sien nou? Amper sê ek hol, maar ek sal nie verstaan. Okay, het julle dit? En dan staan jy wat dit getoets word.
Onthou een van my intensste gebedssessies, 'n vrou wat totaal besete is en hulle maak my in 'n vertrek met haar toe en ek kan nie lekker sien nie. En sy's totaal besete in 'n hut en hulle sê vir my, "Dis nou jou werk, groot man van God, gaan in." En toe ek ingaan toe, het hulle blykbaar nie Eskom betaal nie. Nee, ek joke, daar is nie krag daar nie. Pik donker en jy hoor net sulke geluitjies daar in die hoek van 'n vrou wat so sit. Presies wat elke thriller fliek van gemaak word. En ek onthou nou is dit ook nie 'n groot hit nie, so ek moet kruip na haar toe, so sy kan my in die keel byt hou. Gaan. Al daai flieks wat jy gekyk het, jy klein was, kom nou terug na jou toe. Die volgende oomblik sê ek net soos Here, ek is hier in u gesag, ek is hier in u autoriteit en ek gaan sit langs hierdie vrou wat totaal besete is en die vyand het ons. Hy sit in bewe so en kyk vir my. Ek sê vir jy gaan okay wees. Jesus is hier. Ek besef wie het my gestuur, ek besef wie is in my, ek besef wat my gesag en autoriteit is, ek besef dat hy wat in my is groter as hy in die wêreld is. En wanneer daai demoon kom of wanneer die vyand kom, gewoonlik wat ek doen, ek love dit om my gesig in sy gesig te druk. Dat ding so manifesteer en skree en brul, dan gaan ek al hoe nader en ek sê kyk in my oë. Kosie. Want die vuur in my nie op 'n plek sit vandag. Ja, ek love dit. Trek hom gewoonlik so nader en sê kom hier, dan kyk ek so in sy siel in. Okay. Kom ons gaan aan, dit is so lekker aand vanaand. Wanneer almal hardloop ek nader en ek sê Jesus, Here, ek wil net strek voor hierdie ene. Want hy wat in my is. Okay, so eers het julle dit, jy's totaal afhanklik, nê? Nee? Sonder hom kan jy niks doen nie. En dan sê hy wat? Vers 7: As julle in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. As julle in my bly en my woord in julle, wat is die woord in julle? Dis nie al die Bybelversies wat jy ken van die in sonnaskool was nie. Ek onthou toe ek het die Here net aangeneem, nê? En ek moes iewers vir mense gebid en dan dink ek, wat het ek in die sonnaskool geleer? Wat was my versies nou weer? Dis daai nie. Wat is daai in jou? Hoor gou mooi, hier is iets wat jy moet snap vanaand. Is jy wakker? As julle in my bly, daai afhanklike plek, en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Met ander woorde, Here, ek is afhanklik teenoor u. Ek het nou 'n spesifieke woord van u. U sê vir my dit, nou kan ek dit vra en dit sal manifesteer. Afhanklik, ek het 'n woord, nou release ek dit. Sê vrou langs jou, daai is goed. Ja. Moet ek dit weer vir jou stadiger lees? Wie wil jy met bid en dit gebeur? Wat is jou resep? Ek is afhanklik teenoor hom, né? Tweede is, ek het 'n woord in sy soen nou, ek voel hy praat met my, dis wat hy vir my sê. Baie keer as jy net voel, kom 'n woord op in jou hart, jy sê soos ek beleef die Here deel hierdie nou met my, en dan laaste is sê hy, vra nou. Hy sê, come on Jay, sê ek jou opgelaai vir dit. Come on Jay, sê jy's in dit, jy's afhanklik teenoor my, jy het 'n woord, jy weet wat ek nou vir jou sê. Gooi. Release. En dis waar daai skriffies inkom van soos in die hemel so ook op die aarde. Wat jy losmaak sal losgemaak word op die aarde. Wat jy bind sal gebind word in die hemel. Dis vir al daai manifestasies kom, maar dit begin daar. Wat gebeur volgende? Sodra jy daai woord het, nê? Onthou nou, Jesus sê afhanklik. Hy's in my, ek's in hom, so ek weet hy's in my. Ek kan niks op my eie doen nie. Tweede, ek het 'n spesifieke woord.
Ek bid nie net nie, ek sê Here, wat moet ek nou bid? Wat wil U hê moet gebeur? En hy lei my in die volle waarheid en strome van lewende waters laat my uitkom, so ek voel hoe hy met my praat en dan is daar 'n plek wat ek in gesag en autoriteit staan. Baie van Johannes 11 vers 41 toe. So, julle ken die storie van Lazarus, nê? Nee? Ons ken die storie van Lazarus. Dan ons weet ook dat hy Lazarus nie direk uit die dood uit opgewek het nie, hy het ruk gewag. Ons weet dat dit eers op die 4de dag gebeur het, nê? Nee? En hoekom op die 4de dag? Het al so ruk terug daaroor gepraat. Dis suiwer net dat in die Joodse kultuur was jy 3 dae was jou gees nog daar. Jy's nie regtig dood as jy 3 dae is nie. Ek dink op die 4de dag is jy eers dood. En so Jesus het spesifiek teruggehou, het spesifiek gewag want volgens hulle was hy nou regtig dood. Né? Nee? En toe kom Jesus en hy maak 'n interessante stelling. So hoor gou mooi, wat het Jesus gedoen? Jesus sê ek kan niks uit my eie uit doen wat ek die Vader nie sien doen nie. So hy was totaal afhanklik op die Vader. So Jesus het met 'n opdrag van die Vader na Lazarus toe gegaan. En die Vader het vir hom gesê, wag 4 dae. Op daai dag gaan jy eers bid. Amen. Maar die laaste deel is wat ek wil hê jy moet nou verstaan is, ek wil dit vir jou lees. 11:44 gaan van sien toe. Julle daar? Ek is nie. Seker maak, van 41 af, ekskuus. En toe neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor. Stop gou daar. Ek het besef die Here hoor my altyd. Ek het besef die Here hoor my altyd. Né? Ek wil jy moet glo vandag dat die Here jou altyd hoor. Die probleem is nie dat die Here jou hoor, die probleem is dat jy hom hoor. Okay, kom ek sê dit stadig vir jou. Okay, wie's getroud? Wat is die grootste fout in die huwelik? Jy hoor my nie. Jy hoor jy luister nie, verstaan ons dit nou nog verder. Okay. Nou lag almal. Okay. Wie nie getroud is nie, vat notas. Jy moet besef, die probleem is nie dat die Here jou nie hoor nie, die probleem is dat jy hom nie hoor nie. Of dat jy nie rustig genoeg is om net te onderskei wat sy wil is nie. Raai jy daai reg kry, kan hemel en aarde begin manifesteer. So Jesus maak hierdie stelling. Hy sê, Here, ek weet U hoor my. Ek het al hoeveel keer sê ek vir die Here, Here, ek weet U hoor my nou. U hoor my nou. Die Here hoor my tot vanaand. Weet jy wat crazy is, nê? Ek kan vanaand huis toe gaan. 2 uur môreoggend kan ek my Bybel oopmaak. As ek iets gemis het vanaand, praat die Here môreoggend met my daaroor en sê vir my, ek wil God jy moet dit nog sê, so sê dit asseblief in die week. Ek ry met my jetski op die oop see. Is nie waar ek oor ons gery het nie, maar daar iewers, nê? Robben Island like amazing van 'n jetski af, maar blykbaar mag mense hier al wees op 'n jetski nie. Wie het dit geweet? In 'n geval, dan ry ek daar om Robben Island, nê? Kyk na die walvisse. Blykbaar mag jy ook nie by walvisse wees nie. Dis funny. Nou kom ons hier goed in die water om na hulle te kyk. Die Here het hulle gegee. So ek ry toe nader aan die walvis en kyk na hom. Kom 'n storm op die see op of golwe, whatever, ek ontmoet amper vir Jesus daai dag. En op pad Ons rede kom my vrou nie op 'n jetski saam met my klim nie. Sy sê ek klim nie saam met jou op 'n jetski nie. Volgende dag kom ek in die oggendure maak die Here my wakker. Die eerste skrif wat hy vir my gee. Psalms, ek ken dit wat dit was nie, ek het dit neergeskryf. Dit sê ek hou die waters, die see in my hand soos 'n skatkis. Ek het jou gehoor gister. Want op pad terug het die golwe so begemaak. Here, ek is so jammer. Here, red my. Ek sal my lewe nog steeds vir U gee elke dag.
En die volgende oggend 2 het my wakker maak en ek sit by hom en ek voel net in my gees Psalm dit en toe ek dit oopmaak staan daar ek hou die see in my hand. Ek was met jou, wat jy so ge-worry ou. Ah, die watertjies jou net 'n bietjie bang gemaak. Ja Here, hier's ou, ons het oorgaan mooi. Ons het geen idee met wie ons deel nie. Maar hoor, ek wil dit nou al vir jou sê, gereeld vind ek my in sulke situasies en dan dink ek net vir myself, hy is regtig impressive. Hy is so goed. Hy's almagtig. Hy het tot op my gecheck terwyl ek daar op die golfies was. Ek het daar bestaan en raak daai golf so op en omdat ek stadiger gaan, want ek's bang ek val aan die ander kant af met die jetski, so groter daai golwe geraak. As jy nie meer berge sien nie en jy skat net watse kant jy moet ry. Eesh. Want daai jetski is net so groot. As die berg. Oh, ek het nat geword daai dag. Aan die water. Amen. Okay, so die Here hoor jou. Hierdie klink so 'n stupid voorbeeld, maar kan ons net glo dat hy ons hoor? Kan ons net glo hy hoor? Jesus sê, onthou nou, alles wat Jesus sê is belangrik, maar jy moet baie keer baie mooi luister. In 'n wonderwerk, sy eerste kommentaar is: "U hoor my." Want ek sê hy dit. Want hy wil hê jy moet weet hy hoor jou. Is net jy wat nie hoor partykeer nie of jy wat net soos op jou koppie begin hardloop. Daai versie. Bly stil, maak dit stil, raak rustig en sê Here, ek weet U hoor my oor die situasie, maar wat doen ek nou? Wat wil U moet gebeur nou? Dis eenvoudig. Die Here is meer desperaat as jy om daai persoon te ontmoet. Die Here is meer desperaat as jy om iets te doen. So hy sal seker maak jy hoor hom. En ek het nou gesien by daai moslems. Die Here het so hard met my gepraat. Ek het gedink almal om my hoor dit so hard is dit. Dis wow. Dis wow. Hy hoor jou. En dan laaste, wat wil hy met jou doen? En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lazarus, kom uit! Was my skree, ek weet, dit is 'n bietjie weak, maar ek sien nie skree tipe nie. Ah. So kyk hoe laai dit op, nê? Kyk net hoe dit werk. Eerste, jy kan niks uit jou eie doen nie. Ek is in jou, jy is in my. Tweede, 'n woord in jou, spesifieke woord. Derde, staan nou in daai gesag en autoriteit en beveel die siekte om in lyn te kom. Beveel hierdie ding om te breek. Beveel staan nou op wat jy voel ek vir jou sê. Ek het in die week vir iemand gebid en die persoon is medikasie en hy lê daar en hy kan nie, ek sê vir hom 3 dae. 3 dae en jy gaan opstaan, 3 dae jy gaan okay wees. Daardie dag wat gebeur? Sal my nie glo nie. Ek staan nie voor 'n kanker en die Here sê net vat hom. Beveel hom. Jaag hom. Want ek gee jou nou die woord. Verstaan jy? Markus 16 en hy sal saam met ons werk. Maar hoor gou mooi. Hy's in my, ek is in hom. Ek het 'n spesifieke woord en nou reageer ek op daai woord. Ek sal saam met jou werk. Maar wie doen die werk? Jy. Wie staan in autoriteit? Jy. En wie manifesteer? Hy. Ah, hoe maklik is dit? Hoe maklik is dit? Af en som na
Matteus 10. Dis ook ek dink dit sal op die bord wees. Ja, dit is op die bord. Matteus 10 vers 5. En Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Wat sê hy vir hulle? So wat volg hier na? 'n Bevel, 'n opdrag, 'n jy sal dit nou gaan doen. Was nie, as jy so voel my kind, as jy nou lus is om te bid vandag. Dit was, ek beveel jou doen hierdie. Ek wat hemel en aarde onderhou, nê, wat alle gesag in hemel en aarde het, gee jou 'n bevel. Ek gee jou 'n bevel. En dan vers 8, gaan net verder af. Hy sê wat? Deel van sy bevel was: maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Hy het klaar die bevel gegee. Nou kom ons terug na wat toe? Wat moet gebeur? Ek's in hom, hy's in my. Ek moet 'n spesifieke woord hê en dan staan ek in gesag en autoriteit en ek voer dit uit. Die bevel is daar. Here, hoe gaan ons dit nou doen? Verstaan jy dat as jy hierdie verstaan wat ek vanaand vir jou sê, kan jy hemel en aarde skuif? Jy kan bid onder almal wat bid en jou gebed kan actually iets doen. Het al net gevoel as mense bid, daar gebeur niks nie. As dit soos, halleluja, kan hulle ophou, ek raak in die slaap. As daar sekere tye wat ons net bid en jy voel, daar skuif die hemel, daar skuif die aarde, daar beweeg dit, daar kom dit in plek, daar begin dit manifesteer. Jy sê, Jesus, ek voel lewe op hierdie gebed. Hoekom? Dis uit die hemel uit, soos in die hemel, so ook op die aarde, die Onse Vader. Dis direk van God af. Dis hy wat praat, dis hy wat doen, dis hy wat besig is. Blaai van Jakobus 5 vers 16 toe. Hy sê bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat sê hy die? So wat hy eintlik daar sê is, hy sê sodra jy begin bid in die gesag en autoriteit wat ek jou gegee het, sodra jy begin bid uit 'n plek uit wat jy afhanklik is van my met 'n woord, nou het dit wat? Krag. En dan maak 'n interessante stelling. Hy sê Elia was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Ek bedien op 'n stadium by een van ons gemeentes in Malawi, ver onder Monkey Bay. Ek dink dit is een van ons eerste uitreike daai kant toe gewees toe ons nou in die Kaap was. En daar's 'n droogte in daai area. En ek sê vir die ou, as ek uit die dorp uit ry, gaan dit begin reën. En hulle almal lag vir my. Dis verstaan jy se droogte nie. So ek sê weer vir jou, as ek uit die dorp uitry, gaan dit begin sous. Ons het 'n meeting gehad, ons moes 'n nuwe pastoor aanstel. Ek sê vir hulle, ek voel dis daai ou. Hulle sê, "Wow, hulle het gebid daaroor en daai ou se naam het ook opgekom." En ek onthou, ons het teen die berg uitry uit die dorp uit, toe kom ons 'n wolke oor die plek en toe sous dit. Kom ons kyk weer daarna. Né? Het ek enigiets om my uit te waai? Nee. Hy's in my, ek's in hom. Ek het 'n spesifieke woord.
Ek staan in die woord, maar in gesag sê ek, hierdie gaan nou gebeur. En wie release dit dan? Koning van konings. Koning van konings. Elia was 'n mens soos jy. Elia het net verstaan, ek is in Christus en hy in my. Elia het verstaan dat ek niks kan doen sonder hom nie. Elia het verstaan dat ek 'n woord moet hê. Elia het verstaan dat ek in gesag moet staan. My vriend, as daar 'n paar Baal-profete rondom jou staan, nê? Ek kan nie onthou hoeveel daar was nie, maar hulle is baie, nê? En hy het gesê, "Oké, kom ons kyk wie se God kan." Ek het 'n woord dat ek gaan bid en wat gaan gebeur? Altaar tog gaan vuur uit die hemel uitkom. So, julle beurt, losers. Nee, julle nie. Baal-profete. Die goed het mekaar gesny naderhand, man. Nê? Bloed het geloop soos hulle skree vir hulle God. Dis so 'n gebed klink waar die Here eintlik nie 'n opdrag gegee het nie. Jy skree, jy bloei, jy stamp jou kop teen die muur, jy vas, jy bid. Jy doen alles in jou vlees nie. Jy sê, "As ek net bietjie nog vas, nog bid." Jy gaan nie die Here se arm draai as hy nie besluit, hy het nie besluit nie. Hallo? Hoor gaan mooi. Ek gaan 'n radikale stelling maak, né? Is ek bid baie, ek vas nie baie nie. Hoekom nie? Want ek het dit reg gekry om die Here te hoor. So wanneer ek bid, is dit hy wat praat en nie ek nie. Ek hoef nie ure te vas en nog 10 maaltyd. Jy kan sien ek vas nie, man, kyk jy. Ek kan nie so lyf hê en vas nie. Ek sê nie ek vas nie. Al wat ek net sê is baie keer kom ouens en hulle probeer die Here manipulerende ding. As ek net nog 'n kos mis en nog vir hey, hoor net die Here hou, dis maklik. Onderskei net reg. Op hom try manipuleer. Hy's God. Hy's op die troon, nê? Wat kan jy doen? Wel, hoor hom en vas dan. Here het hierdie vir my gesê, ek het 'n woord in my gees, Here, hierdie berg gaan skuif. En as hy dan vir jou sê vas, doen dit. Dat die laaste keer dat ek gevas het, was my eerste blinde ou waarvoor ek gebid het. Ek het vir baie gebid intussen tyd. Weereens sê ek nie moenie vas nie. Doen as jy moet. Maar ons 'n groter waarheid van God in my, ek in hom. En as ek kan onderskei 'n woord het in seisoen en in gesag op dit staan, is dit hy wat beweeg, is hy wat manifesteer. Dis hemel wat aarde toe kom en dinge gebeur en jy kan net voel hoe val dit. Jy kan net voel hoe swaar is dit in die hemel. Ek spandeer 100% meer tyd om sy stem te hoor as wat ek spandeer aan enigiets anders. Ek kan vir my vrou vra hoeveel keer sy in die aand wakker word en ons aan iemand in die bed nie. Elke aand. Elke oggend. Ons bitter min kere wat jy my sal kry dat ek deur 'n aand slaap waar ek net ten minste 'n uur of 2 by die Here sit van 1 tot 4 in die oggend nie. Want wat het ek besef? Wat ek besef, wanneer die wêreld stil is, praat hy sy hardste. Nie kos maak en die TV klip hard sit en sê, "Ag Here, ek wil U hoor." Nee, sonder af. Sit by hom, druk in, hoor hom. Hy praat klip hard wanneer ons stil is. Daai tyd van die oggend is dit doodstil. Daai tyd van die oggend sit net ek en hy. Love it. Dit is so lekker. Ek kan nie sonder dit nie ek. Ek sny dag gaan ek so 'n bietjie deur 'n battle en dings 2:00 die oggend en ek spring op. Gaan sit in die sitkamer. Ek sê Here, ek wil net by U sit nou. Ek wil net kom skuil by my Vader. Ek voel hoe hy my so toemaak. Hy kom net so oor my. En ek kan net sit net. My koning, maar my vriend. Nee,
Ek love dit om saam met julle almal tyd te spandeer. Ek love dit om saam met my familie tyd te spandeer, maar dit kom nie naby die Here nie. Ek's regtig okay alleen saam met hom. Hy's so lekker. En dis kom my antwoord. Want hy antwoord my nie, hy antwoord homself. Hoor gou mooi, hy antwoord homself. Dis sy wil, dis sy hart, dis wat hy wil doen. As jy kan kry om te snap, gaan jy bid en kanker gaan verdwyn, jy gaan bid en blinde oë gaan oopgaan, jy gaan bid en dinge gebeur. Daai laaste ouetjie wat ons gehad het wat blind was in die, ek dink in die een oog hierdie jaar. Maak net voor hom staan en ek het geweet die Here sê hy gaan sy oë oopmaak. Die eerste keer toe ek bid, ek vra vir hom, "Kan jy sien?" Nee. Dis toe. Toe lag ek. Ek ek lag as ek sien wie agtig is. Ek sien as jy agtig nie maar. Ek hou van lag. Wie hou van lag? Ek lag as ek kwaad is, ek lag as ek vriendelik is, ek lag as ek lag. My vrou is op 'n tydjie in die bed klim, maar begin ek vir stupid grappies vertel, dan lag sy, dan sê sy vir my, "As hier maar net 'n kamera was, gaan mense dink ons is regtig weird." Want ons altyd sit en lag op die bed. Ek kan nie vanmiddag se joke vir julle vertel nie, maar dit was funny. Maar in elk geval, kom ons gaan ongeliefdes. So wanneer ek 'n woord van die Here af het, nê. Matteus 18:18. Ons begin daar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Hallo? Dan kan jy begin bind en losmaak, dan kan jy begin. Want hoor gemooi, Jesus leer sy disippels wat die Onse Vader, julle ken dit, ons leer dit baie, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar net so ook op die aarde is eintlik net so in die hemel is eintlik wat jy voel in jou gees hy mee besig is, nie waarmee jy besig is nie. Want hy is in jou en jy is in hom. En die woord wat jy het is dit wat hy mee besig is, net so in die hemel, net so ook op die aarde. En dan kan jy sê, dankie Here, ons maak reën los in hierdie plek. Here, ons bind hierdie storm, hy sal nie aangaan nie in Jesus naam. Matteus 21:21 gaan van sien toe. En al wat ek nou vir jou sê, ek wil jy moet die vrug nou sien van dit wat ek nou vir jou verduidelik het, 21:21. Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar jy sê dit teruggaan vyeboom gebeur het nie. Maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. En alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle. Kom ons op 'n plek van glo. Ek het 'n woord. Ek het 'n belewenis. Ek het 'n ek onderskei wat hy wil doen. En wat die Here nou vir my wys in die gees is, hy wys vir my vrug van wat? Wat sê hy? Ek is in jou, jy is in my. Sonder my kan jy niks doen nie. Maar jy word geroep om veel vrug te dra. Johannes 15. En wanneer jy veel vrug dra, wat sê hy? Hy sê ek snoei jy dat jy meer vrug kan dra. En wanneer jy nie vrug dra nie, wat sê hy? Ek vat jou uit en ek gooi jou in die vuur. So wat's veel vrug? In die volgende situasie kom voor jou. Jy erken dat hy jou hoor of jy sê Here, ek weet jy hoor my. Ek's afhanklik teenoor U. Praat my Here. Gelukkig is daar 'n woord en dan is daar gesag. En dan gebeur daar weer iets, daar's weer vrug, weer vrug, weer vrug. En dan sê die Here, my Vader word hieroor verheerlik dat julle veel vrug dra. Meer afhanklik, meer woord, meer autoriteit. Meer afhanklik, meer woord, meer autoriteit. Meer afhanklik, meer woord, meer autoriteit. Is dit so maklik? Ja.
Dit is. Jesus. Gaan van nou Markus 11:22 toe. Jesus antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Hy sal verkry net wat hy sê. Hy sal verkry net wat hy Ek en u in my. Ek kan niks doen sonder u nie. Ek het 'n woord, u praat met my. Dan staan ek in gesag en autoriteit en ek verkry wat ek sê. Hallo. Dan kom hy in Lukas 10 vers 19, gaan vir sien toe. Dan ons hanteer nou wat, sommer net al die vrug van wat gebeur. Hy sê kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Wat sê hy? Ek gee vir julle mag oor wie? Op wie gaan jy trap? So wanneer hy voor jou kom, in wat moet jy staan? Gesag en 'n woord en afhanklikheid aan hom. Maak dit sin? Kyk tieners, luister julle daar agter. Sien julle volg mooi op julle selfone. Amen. I see you. Kom ons gaan aan. Gaan van Hebreërs 4 vers 16 toe. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons dan met vrymoedigheid. Wanneer gaan ek met na vrymoedigheid na hom toe? Paul, julle almal het vrymoedigheid want julle is sy kinders. Jy beweeg in sy autoriteit. Wanneer het ek vrymoedigheid? Wanneer ek in sy opdrag beweeg, wanneer dit hy is wat praat en nie ek nie. Wanneer het ek nie vrees nie? Hoekom het ek nie vrees oor hierdie gemeente nie? Hoekom? Want dit is nie 'n goeie is nie 'n great verstaan, ons is nie op 'n goeie idee nie. Ek het nie eendag gestaan en gesê, "Oh, kom ek begin 'n kerk nie." Dit lyk lekker. Huh? Ek werk net op Sondag, net 2 ure. Nee, nee. Nee, daar was 'n woord. Daar was 'n opdrag. Daar was 'n bevel gegee van die Here af. Die Here het gesê, dis kom dit werk. Amen. Maar nou kan ek nie vir een oomblik nie aanhou gehoorsaam wees aan hom nie, want wat? Ek is die loot. Nee, hy is die wynstok. Ek wil veel vrug dra. Weereens, hy in my, ek in hom. Ek het 'n woord, hy praat met my. Dan sê ek, Here, wat moet ek doen? Wat is die vrug? Dit my seun. Okay, en dan staan ek in gesag en ek doen dit. Ek tree op in gesag, ek volg hom. Amen. En dit werk. Dit werk.